Goeiemôre. Is lekker om saam met u in die huis van die Here te wees, om sy naam groot te maak. Ek is bly u is hier vanoggend. Amen. Kom ons staan op ons voete. Ons gaan hierdie diens oopmaak met gebed, die seën van die Here vra en sommer lekker aan die gang kom en sy naam groot maak. Amen. Is u bly u is hier vanoggend? Yes, amen. Ek is bly u is hier vanoggend. Weet jy hoekom? Want jy het gekom en die teenwoordigheid van die Here is saam met jou. Amen. Amen. Ons is mos draers van sy teenwoordigheid. Amen. We are carriers of God's presence. So when we enter a place, we enter with his presence. Amen. Hallelujah. So baie welkom vanoggend in hierdie diens. Geniet dit saam met ons. Welcome on Facebook. May God bless you. Enjoy the service with us. I trust that you will be blessed right there where you are. We miss you here. There's room for you here. So make a time and pop in anytime and you will enjoy the blessings of the Lord with us. Amen. Well, kom ons gaan oopmaak en ons gaan net die seën van die Here vra vanoggend en ek gaan so broer Ralph nooi. Broer Ralph, kom vra vir ons die seën van die Here vanmôre asseblief my broeder. Baie dankie staan net hier voor. Here, baie dankie vanmôre dat ons kon opstaan, Here, en weet dit is die dag wat die Here gemaak het. Dankie dat ons kon die same syn vanoggend hier is om U te loof, prys en aanbid. Want Here, waardig is U om geprys te word. Dit is so. Dankie vanoggend, Here, dat ons weet ons harte is oop vir U. Dis waar. Want ons kom hier om U te loof en aanbid, Here, want U is 'n ware God. En U doen wonders nog steeds. Amen. In ons midde vandag. Weet ons, Here, sonder U is ons niks nie. Maar dankie, Here, dat ons gekom het met 'n afwagting en 'n verwagting vanmôre om U te loof, prys en aanbid. Waardig is U. Seën elke ene vanoggend, Here, en elke ding wat sal plaasvind vanoggend, weet ons dit is geseën. Ons bid dit omdat ons nie dit verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen. Wel, draai so 'n bietjie om. Jy skud iemand se hand wat jy nog nie geskit het. Jy sê net welkom in die huis van die Here. Bly om jou te sien vanoggend. Jy is in sy teenwoordigheid. Amen. What a mighty God we serve. You are so welcome. So welcome. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. Prys sy groot naam. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Loof sy groot naam. Sy so, almal het nou welkom gesê, nou weet jy wie staan waar, so nou kan jy lekker die naam van die Here groot maak. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, nee. Right, so vanoggend gaan ons saai in die werk van die Here. Is jy gereed om te saai? Die woord van die Here sê dat God het 'n blymoedige gewer lief. So ons gee nie uit dwang nie, ons gee met blydskap in ons harte. Hoekom? Want ons weet hy is ons bron. Amen. So ons kyk nie na mense, ons kyk na God toe. Want ten spyte van wat die wêreld sê en die wêreld ervaar, God bly getrou. Amen. God maak deure oop, God voorsien bonatuurlik en ek weet hy doen dit vir elkeen van ons. Amen. Julle klink bietjie stil vanoggend. Ons weet dis vakansie verby, maar moenie nou slaap nie, jy moet nou wakker wees, hoor. Sê dit vir ou langs jou, jy moet nou wakker wees, hoor. Ek kry so klip op Facebook. En die twee ouens is besig om te ry in die motor. En die ou aan die regterkant, hy het sy earphones in en hy gooi lekker saam in die musiek. En hy begin so 'n bietjie sy kop neerlê en dit lyk of hy bietjie slaap en die ou langsam skree op hom, maar hy kan niks hoor nie want hy het die earphones in sy ore en eventually kom hy bietjie by en hy haal die earphone uit en hy kyk vir die ou langsam. Hy sê, "Moet kyk waar jy ry." Hy is die drywer. Kom seën hy saad van jou. Ons seën dit vanmôre. Hoekom? Want God is ons bron. En ons weet dat die saad wat hy ons gee, vermenigvuldig. Amen. En dit gaan vir ons meer produseer as wat ons insit. Want dit is wat saad doen. Saad lewer altyd 'n groter oes as die saad wat jy in die grond gesit het. Amen. So seën jou saad, spreek lief oor jou saad en plant dit vanmôre met blydskap in die koninkryk van God. Amen. Broer Christo, seën vir ons vanmôre die offergawes en die tiendes vanoggend. Amen. Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vanoggend om hier te kan wees, Here. Here, dat ons deel kan hê in hierdie offerande, Here.
Here, elke saad wat gesaai sal word, Here, dat ons bid dat dit op goeie grond Yes. sal val. Here, dat dit geseën sal wees. Here, dat dit 100voudig sal seën, Here, vir elke persoon wat sy hand in hierdie sak druk, Here. Here, en die wat nie het nie, Here, sal U ook vir hulle sal voorsien. Here, ons dank en ons eer U, Here, vir die voorreg wat ons het om saam te kan wees. Here, om saad te kan saai, Here, tot U koninkryk, om U koninkryk uit te brei. Here, gaan so met elkeen in Christus Jesus. Amen. Amen, amen. Waar is ons tweede diaken? Daar is jy, ek soek toch, heel te baasie man. Hy is aan die gang, right? Prys die Here. Is jy gereed om die naam van die Here groot te maak? Ek is bly, kom ons maak sy naam groot. Kom ons geniet vanoggend die lofprysing hier in hierdie plek. Amen. If, né? Jesus took my De volgende in F. Well, okay. Jesus took my burden and he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. My burdens and he rolled them in the sea. And he rolled 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 them in the sea. My burdens, he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. Now I am so happy, happy as can be. On Jesus took my burden, and he rolled, 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 and he rolled. Hy is bietjie laag dan man. Hy voel vir my laag. Hè? Het klink regtig asof sing asal, jy weet. Jesus took my burden. Ja, so lag jong. As uit hy burden uitkom. Jesus took my burden and he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. For Jesus took my burden and he rolled 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 them in the sea. Jesus took my burden, rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. For Jesus took my burden and he rolled 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 them in the sea. Jesus took my burden and he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. Jesus took my burden, he rolled and he rolled and he rolled and he rolled and he rolled them in the sea. Nee, ons gaan hom weer moet sing. Ons gaan regtig weer moet sing. Want ek kyk hier van voor af, nee, en ons sing, now I am so happy. Maar ek sukkel jong, ek weet nie waar is jou smile nie. Come on. Sê vir ou langs jou, Jesus took my burden. Yes, he took my burden. Amen. So, wat is die waarheid rondom dit? As hy my las geneem het, dan het ek hom nie meer nie. Amen. So ek is nie gebuk onder 'n las nie. Daarom is ek bly. Now I am so happy as can be. For Jesus took my burden and he rolled them in the sea. Jy moet nou langs jou check. Jy smile uit daarom, né? Jesus took my burden and he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. For Jesus took my burden and he rolled 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 them in the sea. Oh, Jesus took my burden, rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. And he rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. For Jesus took my burden and he rolled 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 them in the sea.
Dit maak my bly. As ek net daaraan dink, dan raak ek bly. Bly in my hart. Bly in my siel. Weet jy hoekom? Want ek weet wat hy gedoen het vir my. Oh, I'm so happy as can be. Halleluja. Oh, ek moes sterwe. Ek moes hang op die kruis. Ek moes, want ek was ter dood veroordeel weens my sonde. Want die skrif sê, die loon van sonde is die dood. Maar, ag, dankie Here vir 'n maar, dankie Here vir 'n maar. Maar! Wow! Die ewige lewe in Christus Jesus. Wow! Hy gee dit vir my. Hy vat my plek, hy vat my sonde, hy vat my straf, hy vat my doodveroordeling en hy sterf in my plek. En weet wat doen hy? Hy gee my lewe. Hy gee my lewe. Hy gee jou lewe, hy gee jou lewe, hy gee jou lewe. Amen. Glory. Glory. Kom laat ons sing, Heer van die Heer. Kom laat ons juig en hom nou vereer. Kom sing lof die Here regeer. Kom laat ons juig tot Heer van die Heer. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Kom laat ons juig tot Heer van die Heer. Kom laat ons juig en hom nou vereer. Kom sing lof die Here regeer. Kom laat ons juig tot Heer van die Heer. Oh, Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Oh, kom laat ons juig tot Heer van die Heer. Kom laat ons juig en hom nou vereer. Kom sing lof die Here regeer. Kom laat ons juig tot Heer van die Heer. Oh, Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Yeah, come on. Jesus leef in my hart. Halleluja. God van vreugde, God van vrede, God van liefde bovenaan. God voor my. God van gister, God van vandaag, God van eeuwigheid bovenaan. God voor my. In die hemelstraat. Van die machtigheid in my lewe
Here, daar's 'n haleluja in my hart. Amen. Die hemel sê, die woord van God sê vir ons daar in die hemel, is die engele besig om te roep elke keer. Haleluja! 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 Hulle sien 'n openbaring van God elke keer wat hulle kyk. Maar hierso kies ek en jy om te sê haleluja. Amen. Hier op aarde, in my hart. Haleluja! Amen. In die storm, in die donkerte, in die omstandighede, in die moeilike plekke. Haleluja! Prys die Here! Oh, glory! I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, oh your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, glory, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh
My heart will sing above all names. Yeah, He's the name above all names. He's worthy of our praise. You're the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing a praise. Is our God. Who you are. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing our praise. Our God is as on song, sing the psalm of good, as on song, the most will sing of good, as on song, oh, good sing, oh, good, as on song. Sing the psalm of good as on song. I'm also sing the good as on song. Come on, sing it to you to sing. Oh, good as on song. Sing the psalm of good. As on song, I'm also sing the good as on song. Want hy is die naam voor elke naam. Hy is die naam voor elke naam. Op en Vader, Vader is geen naam. Oh, is die naam voor
ons sal sing. Yes, Jesus. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Halleluja. Lof en eer en aanbidding behoort aan hom. Want hy is waardig, waardig is die lam, waardig is hy. Halleluja. Lof en eer behoort aan hom. My heiland en verlosser en zaligmaker. Dankie, dankie, dankie. Ons prys u naam. Halleluja. Lof en eer kom u toe. Halleluja. U kan nie sit lekker neem. Baie dankie geliefdes. Die Here seën jou. Elke besoeker vanmôre baie welkom saam met ons. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons vanmôre. Ek glo het reeds die aanbidding geniet en geniet ook so verder hierdie diens. Amen. Ek wil net saam met my gaan vanmôre in die woord van die Here na Matteus toe, die 14de hoofstuk, Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Halleluja. Klompie jare gelede het daar 'n animasieprent uitgekom. En omdat ons kinders in die huis het ons omtrent al die animasies gesien. Ek het elke babie gesien. Ek het elke pets gesien. Ek het kaas gesien. Ek het hulle almal gesien saam met my kinders. Maar daar is een gewees wat ek kan onthou en vanoggend by hierdie boodskap inpas. En dit is die een van Monsters Incorporated. Monsters Incorporated. En dit is 'n baie interessante prent gewees en ek dink 'n baie kragtige prent gewees en ek dink baie keer kyk ons goed net maar ons bestaan nie eintlik die geestelike impak wat daardie boodskap of daardie video of fliek eintlik het nie. En wanneer ons daaroor dink vandag, dan besef ons dat hierdie prent het eintlik 'n kragtige boodskap uitgedra, veral vir ons as kind van die Here. Sê vir haar langs jou, dis veral vir jou. Nou waaroor het dit gegaan? Dit het gegaan oor monsters wat nou krag moes opwek, maar enigste manier hoe hulle kon krag opwek en geweet het hoe om elektrisiteit op te wek, was om kinders bang te maak in die aand. So, hierdie ouens het in die aande uitgekom, terwyl die kindertjies nou in die bed is, en dan ewe skielik verskyn hierdie monster daar, en hy maak die kind skree, en hoe harder die kind skree, hoe beter, want hoe meer krag word opgewek. Hulle bou hierdie hele ding rondom vrees. En elke nag, klim hulle uit die kas uit, of hulle skrik die kinders wakker, en vrees word die brandstof. Sê vir nou langs jou, vrees word die brandstof. Ek wil hier baie mooi hoor na daardie woorde. Maar dan kom 'n groot wending in hierdie storie. Dit is 'n baie kragtige wending, en wanneer ons besef hierdie wending en wat dit beteken, dan verander dit vir jou en my, kind van die Here. Sê vir nou langs jou, 'n boodskap vir jou en my. En wie wat gebeur? In hierdie wending kom hulle en hulle ontdek iets skokkends. Hulle ontdek iets wat groter krag opwek as vrees. Oh, come on. Ek is so bly hulle ontdek dit in daai storie. Want as ek en jy as kind van God besef dat die vreugde, die lag, die vrymoedigheid meer krag opwek as wat vrees ooit kon, dan vat jy die mag van die vyand weg. Amen. Kom aan, kind van die Here. Sê maar langs jou blydskap. Sê gaan we nog iemand, jou blydskap is jou beskutting. Come on. Kind van die Here, die woord van God sê dit vir ons. So hierdie is nie net 'n kinderfliek nie. Is nie net 'n kindermovie nie. Hy het 'n kragtige geestelike boodskap wat hy vir jou en my wil uitbring na vore. So ek en jy moet verstaan, die vyand probeer vrees in jou en my lewe opwek. Lees saam met my Matteus hoofstuk 14, en ons gaan hier lees vanaf vers 14, en ek wil hê jy moet hoor wat hy sê vir ons in die woord van God. Matteus 14, vers 22. En hy sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar
alleen. En die skei, hoor mooi. Waar was Jesus? Waar was Jesus? Op die berg. Amen. Dis wat die skrif sê. Jesus was op die berg. He was on the mountain busy praying. Amen. Waar is die disciples? The disciples of God is in the ship on the Sea of Galilee, and the scripture says in the middle. Hallo? Hulle is in die middel. Kom ons lees hom net so 'n bietjie verder. En die skei was al in die middel van die see. En hoor wat gebeur. Dis getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Iemand moet vanoggend hier hoor in hierdie plek, die wind is dalk teen jou. Ek wil jy moet hoor vanoggend, die wind is dalk teen jou. Maar hier is 'n boodskap vir jou vanoggend. Hier is 'n boodskap wat God met jou wil spreek, 'n boodskap wat vir jou betekenis het. En jy moet mooi hoor vanoggend. En kyk baie mooi wat gebeur. Hy sê die wind was teen hulle, maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. Hallo. Hierdie is mense wat saam met Jesus gewandel het. Hierdie mense het Jesus sien wonders doen. Hierdie mense het geweet wat in sy vermoë is. Maar nogtans, toe hulle in die storm is, net soos ek en jy, toe erken hulle hom nie. Hallo. In die storm, toe erken hulle hom nie. Ewe skielik, toe dink hulle dis 'n spook. Come on. Hoeveel jaar spandeer hulle saam met Jesus? Hulle stap saam met hom. Hulle loop saam met hom. Hulle praat met hom. Hulle hoor, hulle sien als. Maar hier in die 4de nagwaak kom Jesus op die see. Op daardie see waar die wind wat teen hulle is, so die wind is ook teen hom. Kom hy aangestap. He's walking on the storm that they are being afraid in. And I want you to see this, what happens. And verse 27 sê, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed. Dit is ek. Moenie vrees nie. Kom ons kyk hierso. Gaan vir my een vers terug asseblief, hier as julle my net kan help gou op die skerm. Na 26 toe. Hy gaan nou kom. Hulle kry hom nou. Okay. Weet jy, dankie Melissa. Die Engels. Ek wil gou die Engels gehad het. Dankie my sis, dankie. Dis hy. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. Come on. They were troubled. Hallo? Verstaan julle wat daar aangaan? They were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. Hoeveel keer in ons storms is ons nie besig om die duiwel te probeer hanteer nie? Hoeveel keer in ons storms is ons nie besig om te paniekerig te word omdat ons troubled is nie. And now suddenly we want to stand up against the enemy. But listen what Jesus is doing. Jesus is speaking to them and he's comforting them immediately. Hy sê hou goeie moed. Nou die duiwel gaan nie vir jou sê hou goeie moed nie. Die duiwel gaan vir jou sê verloor moed. But Jesus is speaking and he says, man, hey, kom ons kyk gou-gou. Volgende een asseblief, my sis, 27. Ek wil net die Engels sou kry. Daar sê, but straightway, hoor mooi, toe hulle bang is, dadelik praat Jesus. Julle gehoor? Sê vir vrou langs, dit was dadelik. Straightway. Jesus spake unto them, saying, be of good cheer. Hello? Be of good cheer. It is I. Be not afraid.
Amen. Kind van God, ek en jy moet leer om vrees nie toe te laat nie. Sê veral langs jou, verwyder vrees. Die woord van God leer ons, hy sê, hoor mooi hierdie woorde, hy sê, volmaakte liefde. Hoor hierdie woorde, dit is kragtige betekenis, hierdie is vir jou vandag, jy moet mooi hoor, hy sê, volmaakte liefde dryf vrees uit. So as ek volmaakte liefde in my het, is daar nie plek vir vrees nie. En wie is volmaakte liefde? You see, the perfect love that we are talking about is not love that I generate in my heart. It is the love that is a person, for God is love. And when I rest in Him, there's no place for fear. Amen. Jy sien wat vrees trigger goed in ons lewens. Vrees trigger paniek en het trigger angs. Het trigger paniek en angs. Okay. En ons moet vandag verstaan dat ons moet deel daarmee. Hoe? Nie om die vrees te probeer bestraf nie, maar om in die volmaakte liefde te gaan rus. Amen. So the more that I'm resting in the perfect love of God, for God is love, fear will have no place in my heart. Amen. Vrees word verwyder, want hy neem beheer van alles in my en in jou. Amen, kind van die Here. So our focus need to be on Him and not on ourselves. Jy sien, vrees het 'n stem. Vrees het 'n stem. En dit is nogal interessant in die woord van God, dat God vir ons regtig, hoeveel keer, ek dink almal weet nou al, nee, dat daar's 365 skrifte rondom vrees. So ek dink God wil hê ek en jy moet weet, ons hoef nie te vrees nie. Amen. Met ander woorde, as jy een van hulle lees 'n dag, het jy elke dag een om reg deur die jaar te lees wat sê, moenie vrees nie. Is dit nie kragtig nie? God wil hê ons moet weet, ons moet nie vrees nie. Hoekom? Want vrees maak deure oop. Vrees skep ruimte vir die vyand. Vrees raas baie hard, maar ek wil vir jou sê, geloof het gesag. Vrees raas, vrees skree, jy is nie genoeg nie, maar geloof skree harder. Matteus 19:26, by God is alle dinge moontlik. Amen, kind van die Here. I want you to hear this today, because you need to take this. We are going into 2026. Ons is hier op die einde van, man, ek kan nie eers glo, ons het soveel jare al na 2000 gekry nie. Onthou julle, 2000 het almal paniek geraak, alles gaan nou crash. En hier is ons, 25 jaar is nou verby, ons loop nou uit, ons maak reg vir 26. Nou, as jy rugby ken, as altyd beseringstyd. Okay. Ek en jy moet weet, ons is nou in beseringstyd. Daar is nie tyd om te vrees nie. Daar is nie tyd om bang te wees. Hoekom? Want hy kom binnekort. Amen. En wie wat gebeur wanneer hy kom? Dit wat God in sy woord gesê het, kom net in vervulling. En wat is dit? Die vyand word gebind. Kom maar. Jy ken sy einde. Hy ken nie joune nie. Oh. As ek kom boekwinkels toe gaan, en ek wil bietjie 'n boek gaan koop vir my weer, om bietjie te lees en so aan. Ek lees nie baie nie, maar so af en toe doen ek. Sekere boeke hoor. As ek vir my 'n boek gaan koop, is daar 'n paar goed wat ek doen. Die titel moet my vang. As die boek se titel my nie vang nie, gaan ek nie eers moeite doen verder nie. Die tweede ding wat ek doen is, ek wil weet wie is die skrywer. As ek die skrywer ken, die ouens wat ek weet van, wat goeie skrywers is, wat skryf in my lyn, as hy, okay, ek wil 'n bietjie sien wat het hy geskryf rondom hierdie onderwerp. En dan wat ek doen is,
Ek lees die voorwoord nie. Ja, ek wil nie hoor wat iemand anders gesê het rondom dit nie. Ek vat daai boek en ek maak hom sommer enige plek oop. Dan lees ek net daar 'n stuk, so 'n paragraaf. En as daai paragraaf met my praat, is die kans goed ek gaan hy boek vat. Maar as hy nie met my praat nie, dan sit ek hom neer. As die paragraaf met my praat, dan sal ek skiep verder in die boek. En dan gaan ek na die einde toe gaan en dan gaan ek goed daar 'n bietjie lees. En as hy my hier vang, dan het hy 'n seil. So ek en jy moet weet as 'n kind van God, jou storie is geskryf. Jy hoef nie die boek te gaan koop nie, jy het hom klaar. En dis die Bybel. En wie wat's wonderlik van dit? Sy naam is die Bybel. Die skrywer daarvan is bekend. Hy skryf goeie boeke. Dis die Heilige Gees. Amen. So nou het ek gelees hier in die middel. Waar is die middel? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ons weet Psalms is die middel. Maar ons lees die middel, die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament sê vir my iets, hier gebeur iets, die vyand word mee gedeel. Nou skiep ek van daar af, want die vyand is mee gedeel, gaan einde toe. Ons lees ons nou Openbaring. Lees jy nog saam met my? Ons lees ons nou Openbaring. Ons is nou in die boek van Openbaring. En dan in Openbaring sien ek wat gebeur met die duiwel. Kom on. So ek weet wat sy einde is. Maar Openbaring sê ook wat my einde is. Amen. Wat is my einde? Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Jy gehoor, kind van die Here. So my einde is by hom. En die vyandsinne is in die poel van vuur. Come on, kind van die Here, hoor jy dit? Dit sê vir my genoeg om te sê, ek hoef nie te vrees nou nie, want God is met my. Amen. Vrees het 'n stem. Die disippels het dit ervaar. Op die see van Galilea, in die middel van die storm, in die middel van die see, right in the center, they were troubled. And then a voice, fear not. Amen. Fear not. Sê vir haar langs jou, moenie vrees nie. Sê net vir nog iemand, moenie vrees nie. Vrees sê, jy is alleen. Geloof verklaar, die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Josua 1 vers 9. Kom, kind van die Here. I want you to see this in the word of God. There is not a moment that He is leaving you. He is with you every day of your life. Amen. En nie net elke dag nie, elke oomblik van jou dag. Selfs wanneer jy slaap, is hy by jou. Wanneer jy oë oopmaak in die môre, is hy by jou. Is iemand God slaap nie? God het nie rus nodig soos ek en jy nie, hy staan buitekant tyd, hy het dit gemaak vir jou en my. Dag en nag. So wanneer jy rus, is hy nog steeds wakker oor jou. Amen. Ek hoor so baie predikers, hulle sê jy moet pas op, hierso 2 uur, 3 uur in die oggend. Dis wanneer die duiwel op sy besigste is. Wow, prys God, hulle kan besig wees, maar die bewaarder van Israel. Die bewaarder van Israel. Het jy gehoor wat ek sê? Ek sê die bewaarder van Israel, sê die woord van God, sluimer of slaap nie. Glory. Halleluja. So al is hulle besig in daai ure, ek slaap soet. Vra my vrou, sy weet dit. Ek slaap soet. Soos hulle sê, ek is uit soos 'n kers. Ek slaap soet. Hoekom? Want my rus is in hom. Halleluja. Wanneer ek my kop neersit, dan gaan rus ek lekker. Hoekom?
Ek weet He's got me. Gister of eergister, ek kan nou nie wat een van die 2 dae nie. Toe loop ons eers en as 'n man voor my en het 'n blou golf t-shirt aan. En agterop staan daar God's got your back. Sê ja, dankie Here, is that confirmation, yeah, but it's the message for today. You know, God's got your back. Kind van die Here, hoeveel van ons besef vanmôre God het jou? Moenie twyfel daarin nie, moenie wonder daaroor nie, moenie toelaat dat vrees jou hart gryp nie. Hoekom? Want hy het jou. Daar's 'n ou koortjie wat ons lief is om te sing. En hy sê, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all my fear, what? All my fear is gone, because I know, yes, I know, he holds the future. And life is just a living just because he lives. Amen. Kom kind van die Here, as ek en jy besef wie ons is in Christus, wanneer ons besef hy het jou, hy het môre, hy het alles van jou, dan het ons nie nodig om vrees toe te laat nie. Don't get troubled. Don't get troubled. God is for you. Jy sien, wanneer moeilikheid op pad is, wanneer vrees jou waarsku, moeilikheid is op pad, dan antwoord geloof Jesaja 54:17, geen wapen wat die vyand teen jou vorm sal voorspoedig wees nie. Halleluja. No weapon. Jy sien, net soos in die fliek Monsters, net soos in daardie animasie, het dit net krag wanneer jy daarmee saamstem. Jy gehoor? Hoor weer wat ek sê. Net as jy daarmee saamstem, het dit krag. So take away the power of agreement. Know what God says. When you know what God says about it, then you can stand on it anchored, because His word never changes. It stands firm forever and it is settled in heaven. Amen. Ek wil jy moet hoor, kind van die Here, God se woord verander nie. Jy sien, die stem waarna jy luister, bepaal die krag waarin jy leef. Wat 'n stem hoor jy? Jy sien, almal hoor 'n stem wanneer daar storms is. Daar is meer as een. Maar wat een luister jy na? Wat een kies ek om te hoor? As ek maar dink aan COVID tyd. In COVID tyd, COVID was rof, en toe die pandemie nou verbygaan, toe kom daar reeds mense wat sê dat die volgende een gaan erger wees. Die volgende pandemie gaan erger wees. Hulle praat toe nie van COVID, hulle sê dit gaan erger as COVID wees. Onmiddellik word vrees opgewek. Onmiddellik word daar 'n verwagting geskep dat iets kom wat erger is. Wat het in jou hart opgekom? Sien. My hart sê vir my, God's got me. Amen. God het my. Want Paulus sê, man, as ek hier uitwoon, woon ek in by hom. So of ek leef of ek sterf, Christus is wat saak maak. Amen. Kind van die Here, ons moet weet, Christene vandag, kinders van die Here vandag, ons is gemaklik waar ons is. Ons is okay. Maar daar's mense wat sterf vir hulle geloof vandag. Daar's mense wat vandag, Christene,
wat onthoof word, omdat hulle nie Christus wil sê, nee, ek gaan 'n ander geloof maar vat nie. Ek en jy moet hoor, kind van God. Jy sien die vroeë kerk, hierdie ouens van vandag, en dit is nie net in die ou tyd waar die disippels gesterwe het, omdat hulle in Christus geglo het nie, dis goed wat vandag gebeur, maar daardie disippels was bereid om hulle lewe neer te lê, omdat hulle geweet het wat hulle gehoor het, was waar, amen. Kind van die Here, hoe lyk dit met jou en my? Glo ons nog die woord van God, soos God dit sê? I want you to hear this morning, that Jesus spoke to them, and Jesus said, "It is I. Fear not." Amen. Sê vrou Langshow, "It is He. Fear not." Amen. Ek en jy moet hoor, dit is Hy. Vrees nie. Vrees nie. Jy sien, selfs in die storm, selfs in daai moeilike tyd, is Hy saam met jou. Jesus Christus kom uit die doopwater uit en die Heilige Gees wat hom gevul het, lei hom die woestyn in om versoek te word. En terwyl hy versoek word, waar was die Heilige Gees? Was by hom. The Spirit of the living God never left him. He was with him in the time of trials and temptation. And Jesus was tempted just like you and I, says the word of God. But He sinned not. Kind van die Here, weet dit vanmôre. Ek en jy kan ook getoets word, maar ons hoef nie te sondig nie. Ons kan ook staan op die woord en sê, daar staan geskrywe. Amen, kind van die Here. Moenie laat vrees jou hart gryp en vrees jou geloof word wat jy spreek nie. Because the power of fear is in your agreement. Is wanneer jy saamstem. Is wanneer jy saamstem. Wat sê God? Voor ek enigiets negatief in my mond uitkry, wat sê God? Amen. God sê iets anderste. Romeine 10 en vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God. Let op die tyd. Nou is geloof. Now faith is the substance of things hoped for. Hebrews 11:1. Nie môre sê geloof nie, nee, eendag sê geloof nie, nee, geloof word geaktiveer die oomblik wanneer jy God se woord hoor en glo. Vrees hou jou vas in wat dalk kan gebeur. Jy sien, vrees sê nie vir jou wat gaan gebeur nie. Vrees sê vir jou wat kan gebeur. Want vrees weet nie of dit gaan gebeur nie. Amen. So you need to know what God says, because when God says something, I know that is true. Amen. Sê vir jou langs jou, God se woord is waar. Jy sien, geloof anker jou in wat God reeds gesê het. Nie wag op wat hy gaan sê nie, is geanker in wat hy reeds gesê het. Amen. Kind van die Here, ek en jy is hier vanoggend. Wat jy voed sal groei. What you feed on will grow. Hoor mooi, die volgende 3 punte. Vrees voed op slegte berigte. Ons like so negatiewe boodskappe, negatiewe goedjies. Jy weet, ons versprei dit so vinnig, negatiewe goed. Het jy gesien wat in die wêreld aangaan? God sê vir ons in sy woord, wees bly as jy hierdie dinge sien. Amen. Don't let fear grip your heart. Get excited. Why? We are in the last days. Hy kom binnekort. Amen. Die bassein gaan blaas. Die tweede ding is negatiewe stemme. Slegte berigte, negatiewe stemme. En die derde ene, angstige gedagtes. Bad reports, negative voices, and anxious thoughts. Maar geloof voed op die volgende.
Geloof voed op God se woord. Op God se beloftes. God se waarheid en God se teenwoordigheid. Amen. Toe Jesus by hulle opdaag, toe is hulle vrees weg. Amen. Die disciples is in daai skei, when they were in that boat, when they were in the middle of the storm and Jesus wasn't with them, they panicked, they were anxious. But when Jesus said, fear not, it is I, hulle vrees het verdwyn. Wie wat gebeur? Petrus praat en sê, Here, as dit dan U is, gebied my. Die Engels sê, command me to walk, to come to you. En Jesus weet mos nou, dis hy so, Petrus vra, ek moet dit beveel, so Petrus, dis ek kom. En Petrus klim uit die water uit, en hy loop op dieselfde golwe waaroor hulle nou net bang was. Amen? Come on, child of God. Soar like an eagle. Rise up above the storm. Don't let the storm sink you. Don't let the storm kill you. Come on, it's time to rise up higher. Want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Het jy al gesien? Daar's net een voël wat mal genoeg is om op 'n arend te gaan sit. Net een. Die ander kom nie naby nie. Dis 'n kraai. Hy kom sit op hom. En wie wat doen hy? Hy pikkie op sy kop. En wie wat gebeur? Die arend raak nie eers paniekerig oor hom nie. Hy skud nie sy kop nie. Hy probeer die ding afgooi van hom af nie. Al wat hy doen is, hy klap sy vlerke, hierdie ou sit, hy pik, en hy styg net al hoe hoër, en hoër, en hoër, en hoër, en ewe skielik kan die kraai nie meer bybly nie, want die lig raak te dun vir hom, en die kraai val self af. Isn't that amazing? Het ek en jy nie 'n kragtige voorbeeld van wat God vir jou sê, en hy sê, styg op soos die arend. Sprei uit jou vlerke. Wie het gesing? Vlieg hoog, man. Is dit nie Juanita nie, nee? Juanita sê, vlieg hoog, kom kind van die Here. Moenie hier onderste vlieg, hierso waar die kuikens rondhardloop nie. Moenie hier onder vlieg waar die jakkalse en al die ander goed is nie. Styg op bo kan die storm, man. Sweef bo kan die wolke. Dis so lekker as jy bo is. Jy's in oorwinning. Die vyand val self af. Onthou ek het 'n paar jaar terug vir jou 'n boodskap gebring oor die snake line. Wie kan hom nog onthou? Die slanglyn. Jy sien, die ou duiwel, die slange, floreer net tot op 'n sekere hoogte. Maar bo kan dit, is die suurstof te dun, hulle kan nie leef nie. Is jy met my kind van die Here? So rise up. Hoekom krap ons hier onder rond waar die duiwel besig is? Hoekom? Daar's 'n ou lied gewees. Hoekom gaan ons na die duiwel se kampie toe? Bly uit die duiwel se kampie uit. Hoekom? Want Jesus het jou daar uitgehaal. En wat het hy gedoen? Hy het jou gevat en jou oorgebring. Waarheen? In die koninkryk van die lig van sy seun. Amen. Moenie gaan wandel in die koninkryk van duisternis nie. Bly daar uit. Bly in die lig. En wie wat gebeur as jy in die lig is? Die duisternis kan jou nie bykom nie. Want waar daar lig is daar geen duisternis nie. Halleluja. My vriend, styg op bo kan die storm, styg bo kan die plek uit van jou vrees en jou omstandighede en vertrou die Here. Dis hoekom die vyand jou probeer verlei, want sodra jy in geloof instap, verloor hy beheer oor jou. Die vyand wil jy moet begin glo nie. Die vyand wil nie hê jy het oorwinning nie. Die vyand wil nie hê jy moet besef, hy kan jou nie aanroer nie. Hy wil hê jy moet bang wees. Hoekom dink jy gebruik hy die wêreld so baie om hierdie horror movies te maak? Hallo. En ons as kinders van die Here sit en kyk horror movies. Jy gaan fliek toe saam met jou girl en jy gaan kyk 'n horror movie. Hoekom?
Want jy wil hê sy moet bang word dat jy haar kan vashou. Maar weet wat gebeur? Die vyand gebruik dit om goed in jou onderbewussyn te plant wat sê hy is groter en sterker as wat jy dink. You see, and we as children of God believe his lies. Want ons sien altyd in hierdie prente hoe die priester hierdie demoon gaan uitdryf. En dan dryf die demoon hom uit. Hallo? That's what happens in movies. En wie wat gebeur nou? Jou innerbewussyn sê vir jou, jy kan dit nie doen nie. But God says, child of God, even the smallest in the kingdom is greater than John. Hallelujah. And John is the greatest prophet. Dis wat die skrif sê. Die kleinste in die koninkryk is groter as Johannes. Kind van die Here, hoor jy wat God sê omtrent jou? Just realize, wanneer jy in hy geloof instap, dan verloor die vyand beheer. En weet jy wat gebeur eerste? Wanneer jy begin besef en in hy geloof instap, when you take your first step in faith, and you start believing what God says about you, and the authority that he has given you, you know what happens? Ewe skielik gebeur daar meer dinge in jou lewe. Die slegte goed, nie die goeie goed nie. Weet jy hoekom? Want hy wil hê jy moet dink die woord is nie waar nie. So eers bring hy vir jou 'n klomp goedjies jou pad langs wat jou gaan shock sodat jy nou gaan ophou glo. But when you stand firm, dan besef hy, I've lost this one. I've lost this one. I've lost this one. Oh, I've lost this one. Kind van die Here, wie wat is ons werk? Ons werk is om verander te wys hoe lig werk. Amen. Is jy hier kind van die Here? Don't allow the enemy in your life. Die opening van u woord gee lig. Sê vir al langs jou, bly in die woord. Die woord bring lig. En hierdie wil ek mee afsluit, die viervoudige verklaring van God oor jou lewe. Is jy met my? 'n viervoudige verklaring van God oor jou lewe. Jy nodig om 'n nota daarvan te maak en die eerste een is natuurlik, God het reeds seëninge oor sy kinders uitgespreek. Ons wag dat God ons gaan bless. God het jou lankal gebless. Sê vir al langs jou, jy is gebless. Kom ons gaan kyk hoe werk die blessing. Ek wil jy baie mooi verstaan hoe werk die blessing. Onthou die storie van Jakob en Esau? Wie onthou dit nog? Ken almal nog vir Jakob en Esau? As jy die storie ken van Jakob en Esau, nie gaan lees hom gerus, gaan kyk in die woord van God, maar hoor nou mooi die storie van Jakob en Esau. Hulle kom, onthou nou ma maak 'n plan om die eersgeborene reg te steel en bla bla bla, né? Ons sal nie al die details gaan nie. Maar hier kom wie? Jakob, né? En Jakob en Esau verskil dag en nag. Hier's my kinders, Timothy en Jelandre, hulle verskil dag en nag. Timothy, Jelandre, Christen, hulle al drie verskil. Maar Jakob en Esau verskil baie. Want jy sien die een is harerig. Hy's vol hare, die ander een is hy's glad. Okay. Ek lees jy het gewax en hy het ek weet nie, maar hy was glad. En nou pa se oë was nie meer great nie. Okay. Hulle het nie brille gehad soos ek en jy nie. Pa kon nie meer mooi sien nie. So pa het staat gemaak op gevoel en staat gemaak op gehoor. Jakob kom na hom toe om die seun te ontvang, as die eersgeborene wat hy nie is nie. Okay. Onthou nou, hy kom steel dit. Esau is in die veld besig om te jag. Hy skiet 'n bokkie, hy is besig om kos reg te maak vir sy pa, daai kos wat hy like. Okay.
Maar ma het voorgespring en gou-gou vir Jakob een gekook. En hier kom Jakob in vir die blessing, en wat gebeur? Kyk mooi, pa kom en hy voel eers, want hy weet, as 'n verskil tussen die twee mannetjies, ek moet net eers voel. En jy's harerig, want ma het seker gemaak, as 'n bokvel bo-op, as baie hare, so, dis Jakob. Maar jou stem klink soos, hy sê nee, jy's Esau, ekskuus, nee, hy voel, hy sê jy's Esau, maar die stem klink soos Jakob. Nee man, net bietjie iets in my keel, jy weet. En wat doen pa? Pa sit sy hand op hom. Oh, come on. I want you to hear and see this today. You got to hear and see this today. Understand what's happening. Hy sit sy hand op hom en hy bless vir Jakob as die eerstgeborene. Okay. Hoor mooi. Hy bless hom. En Jakob het die blessing gekry. Nee, sê vir vrou langs hy dit gekry. Toe hy die blessing gekry het, toe draai hy daar om en hy maak dat hy wegkom. Want hy weet Esau is op pad. Okay. Jakob gooi, Esau kom by pa aan. Pa, jy sê kos man, ek het vir jou lekker goed voorberei. Sê nee man. Wie sê? Ek's Esau. Hy voel, ja, jy is harerig, die stem klink ook nou soos Esau sinne. Hy sê, sorry, ek het klaar die blessing uitgespreek. Nee. Hoor mooi, die pa sê, ek het klaar Jakob gebless. Esau vra, het jy dan nie 'n blessing vir my ook nie? Kom aan, kind van die Here. Hoor mooi, hy sê, kan nie vir jou blessing, want dis die eerste, hy's klaar gebless. Ek kan hom nie nou terugtrek nie. Wat gebeur met Jakob? Jakob gaan en hy werk vir Laban. Okay. Hy wil mos 'n vrou hê. En hy het een gesien, die een is mooi. Hy sê, like haar. Okay. Ek wil met haar trou. Maar sy is nie die oudste nie. Sy is die jonger een. Ja, okay, kwaai. Nee, is reg, no problem. 7 jaar. Hy werk 7 jaar lank vir Laban om die mooie te kry. En terwyl hy 7 jaar lank vir Laban werk, somebody, listen. Sê vrou langs jou, jy moet nou mooi hoor hierso. Terwyl hy 7 jaar vir Laban werk die blessing op hom. Oh, goodness me. Terwyl hy vir Laban werk, floreer Laban. Oh, goodness. Sy diere raak meer, sy goed raak meer. Laban sien hierdie ou, hey, hy's got a gift, ou man. Ek kan nie van hom, ek moet hom nog so rukkie hier so hou. En die 7 jaar gaan verby, en hy sê, ek soek my vrou, en hy gee vir hom sy vrou, maar hy het hom verneek, net soos wat hy vir sy pa verneek het. Maar luister hier, kind van die Here, kan ek jou ietsie sê? Ten spyte van die verkeerd wat Jakob gedoen het, het die blessing gewerk. You see, the enemy wants you to believe that you are not blessed. The enemy wants you to believe that I got to work for the blessing. The enemy wants you to believe that if I can only do this, then God will like me and God will bless me. And listen, I've got news for you today. The word said He loved you when you were still a sinner. Oh, glory to God. He loved you when you were a sinner. There's nothing you can do to impress God more. There's nothing you can do to make Him bless you more. He already gave the blessing. Hallelujah. And the blessing is working. The only reason the blessing is not seen in your life is because you are doubting the blessing of God on your life. Kind van die Here, jy's klaar gebless en God kom vat nie die blessing weg nie. As jy met my, die blessing is op jou. Hy's uitgespreek. Hy sê, you are blessed. You are blessed. Sê vrou langs jou, you are blessed.
with all the blessings of Abraham in Christ Jesus. Hallelujah. Jy's geseën met al die seëninge wat op Abraham was in Christus Jesus. Wow. Die blessing werk. Moenie die vyand glo nie. Moenie vrees toelaat nie. Moenie die leuns toelaat nie. Jy het krag. Dis die eerste een, hè? Krag. Al val daar 1000 aan jou sy, dit sal na jou nie nader kom nie. Iemand moet hoor vandag, Psalm 91 en vers 7. Die tweede ene, ek het jou gesê as 'n viervoudige ding, né? 'n viervoudige verklaring van God oor jou lewe. Die tweede ene, vrede. Vrede, Psalm 91 en vers 4. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vlerke sal jy skuil. Nou, jy verstaan dit dalk nie, maar ek wil vir jou sê, gaan kyk bietjie, wat doen 'n hen met haar kuikens? Gaan kyk bietjie wat gebeur wanneer 'n arend kom en een van haar kuikens wil vang. Sy maak hulle toe onder haar vlerke. Gaan kyk bietjie, gaan YouTube toe, alles kan jy kry op YouTube vandag. Psalm 91 en vers 4. Die derde ene is jy het beskerming. Sê vir ou langs jou, beskerming. Psalm 91 en vers 10. Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Glory. Die vierde ene. Voorsiening. Voorsiening. Provision. Psalm 91 en vers 15. Hy sal my aanroep en ek sal hom antwoord. Ek sal hom red en eer. Kom aan, kind van die Here, het jy dit gehoor? Glory. So ek wil afsluit. Sny vrees se krag toevoer af. Cut fear's power source. Sny hom af. Sny hom af. Ek was 'n kind in my pa se huis. My pa het vir ons 'n Atari gekoop. Ons het nie PlayStations gehad daai jare nie. PlayStations was nog in iemand se droom gewees. Okay. PlayStations en Xboxe en wat sê die ander goedjies? Wat Wii, né? Wii. Hy goed was nog net 'n droom. Atari het uitgekom. Jong, en ons het 'n game en ons speel game en ek is hier besig om te speel en ek is lank aan die gang. Jong, en ek is amper op topscore. Ek gooi, jong. En pa het geroep. Ek sê ek gaan nou en ek... En wie wat gebeur? Pa besluit. Power source. Was hy van, wag, ek wil net jou sê wie. Is ek top score gone. Alles gone. Game over. Sny vrees se kragbron in jou lewe af. Moenie toelaat dat die vyand jou voer met vrees nie. As jy te veel vrees toelaat, sny die bronne van daai vrees af. As dit op jou telefoon oppop op Facebook of whatever, sny dit af. Amen. As dit jou nuus is wat jy heeldag kyk, hou op nuus kyk. Sny vrees uit jou lewe uit. Pastoor, maar ons kan nie so blindelings deur die lewe gaan nie. Wel, ek het nie nodig om te weet wat in die lewe gaan gebeur of wat hulle sê gaan gebeur nie. Ek het 'n God wat klaar gesê het wat in my toekoms lê. Amen. So ek volg hom. Kind van die Here, vrees maak dat jy nie aand nie lekker slaap nie. Ek slaap lekker. Want die Bybel sê, die slaap van die regverdige is soet. Sê vrou langs jou, dis soet. Vra my vrou, my kop gaan nog kussing toe. Dan gooi ek al. I don't battle to sleep. Ek kan daar onder by die TV sit en ons kan daar besig wees.
Maar laat ek in my bed klim. Ag, genade toggie. Ek sit daai TV'tjie aan in die kamer en ek het my selfoon daar, Lindy scroll, ek scroll so 'n bietjie en ag, ek maak nog so. Dan sê sy, jy weet daai foon neersit, want jy gaan vir iemand stuur wat jy nie moet stuur nie, hoor. Kyk, mooi, né? Okay, maak toe, sit neer. So jy weet, né, as jy dalk 'n boodskap van my afkry en is laat nag. Okay. Weet net dit was nie ekkie. Okay. Dit was my vinger. Hy sal my aanroep en ek sal hom antwoord. En ek sal hom red en eer. Net soos in Monsters Incorporated, jou blydskap het groot krag. Halleluja. Wanneer geloof opstaan, stort vrees in mekaar. Ons sluit af met hierdie kosbare skrif. 2 Timoteus 1 en vers 7. Blaai saam met my na hom toe. Want ek wil hê jy moet hom lees in jou Bybel. Lees hom saam met my vanmôre. En highlight hom in jou Bybel vanmôre as jy hom nog nie gehighlight het nie. As dit op jou telefoon is, highlight hom op jou telefoon. Maar kry hom vanmôre. Is jy gereed? Het jy hom? Nee, hulle blaai nog. Almal blaai nog. 2 Timoteus. Ons het net 1 Timoteus. We only have 1 Timothy, but the Bible's got 2 Timothys. Okay. So 1 Timothy and 2 Timothy, right? Chapter 1, verse 7. Het jy hom? Weet hom? Almal hom? Wys my net almal hom. Nee, hier's baie ouens wat ek sien, hulle het hulle Bybel sien. Jy moet jou Bybel saambring vir hierdie rede, is belangrik, nê? Lees hom saam met my. In vers 7 hy sê, want God, wie is dit? Want God, hoor mooi, het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Halleluja. Merk dit, skryf dit neer. Oral in jou huis gaan plak dit op, want wanneer vrees kom, moet jy kan sê, ek het nie vrees nie. Ek het krag. Ek het liefde. Ek het selfbeheersing. Amen. Jy moet kan staan op die woord en jy moet kan verklaar, God het my gegee krag, liefde, selfbeheersing. Amen. Moenie toelaat dat die vyand vir jou sê, "Wah nie." Jy hoor mos. Ons maak ons mekaar so nou en dan skrik. Aan die huis, hoor ek Lindy kom in af van die garage, kan nou staan nog op die trappe. Wag ek dat sy deur die houdeur inkom. As ek, "Wah!" Net seker hy hart werk nou so 'n bietjie. Is so nou en dan. Nie gereeld nie, net so nou en dan. Want as jy te veel doen, dan skrik jy nie meer nie. So jy maak seker daar's genoeg tyd tussenin, dat jy weer casual en gemaklik is. Niemand gaan my ewe skielik, "Wah!" Moenie toelaat dat die vyand vir jou wah die hele tyd nie. Dit is tyd om jou voet neer te sê, "Hey, get out of my life. I believe what God said. And God said, I do not have a spirit of fear, but a spirit of love, of power, and of a sound mind." Amen? So my kop werk reg, man. My hart is reg. Ek is gecharged met die krag van God. Amen. Is jy hier kind van die Here? Don't allow the lies of the enemy. Vrees is nie jou erfdeel nie. Sê vir al langs jou, dis nie jou erfdeel nie. Iemand moet dit hoor vandag, is nie jou erfdeel. It's not your inheritance. Maar geloof is. Geloof is. Sny vrees se kragvoer af en leef in die krag wat God reeds vir jou gegee het. Amen. Vader, ek dank U vanmôre vir 'n woord wat ek kon bring soos dit my gegee het. Ek dank U dat ek weet vanmôre, U het reeds ons geseën. So ons hoef nie te vrees nie, want die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Ek vra in hierdie oggend dat U by elkeen van ons sal stil staan. Ek vra in hierdie oggend dat U ons sal aanraak. Ons vra in hierdie oggend dat U ons sal gebruik en Here dat ons instrumente in U hande sal wees wat vrees verbreek word oor lewens
en geloof opgewek word in harte in die groot naam van Jesus Christus. Ek dank U daarvoor. En Here, vanmôre in hierdie plek wil ek vrees aanspreek in lewens vanmôre in die naam van Jesus. Here, waar die vyand gekom het en vrees probeer opwek het, vanmôre wil ek vir vrees sê in die gesag wat U my gegee het, in die naam van die Here Jesus Christus, wyk uit hulle lewens uit. Die bloed van Jesus is teen jou. God het die prys betaal. Die oorwinning is behaal op die kruishout van Golgotha. En vyand, jy's ontwapen. Cause no weapon formed against me shall prosper. I'm a child of God and we are blessed by the blessings of the Almighty. We are protected. We are blessed in Jesus' mighty name. En Here, ek dank U vanmôre vir wat U doen. U is die een wat ons voed met lewe en met krag en met autoriteit. Die lof en die eer kom U toe. Terwyl ons oë gesluit, ons hoof gebuig is, wil ek vanoggend vir jou vra, hier waar jy sit, ken jy die Here Jesus vanoggend? Jy sê, want as ons die Jesus het, gaan vrees nog werk. Maar as ek Jesus het, kan ek vrees se krag wegvat. Sonder Jesus Christus het ek nie autoriteit oor vrees nie. Maar met Jesus Christus wandel ek in oorwinning. So vanmôre hier waar jy is, as jy nog nie Jesus ken nie, wil jy vanoggend vir my sê, pastoor, wil jy nie saam met my bid vanoggend nie? Ek wil Jesus Heer van my lewe maak nie. En as jy vanoggend hier is en jy sê, pastoor, bid vir my, steek dit vandag jou hand op daar waar jy is, ek wil graag saam met jou bid. Ek gaan nie onnodig uittrek en smeek nie. Ek weet, God het klaar gepraat, en as ek so kyk oor die gehoor, ek ken meeste van u vanoggend, dan lyk dit soos kinders van die Here in hierdie plek. Maar miskien daar op die kamera op Facebook, there's somebody watching, and he's got a problem with fear. I want to say to you today, God has given you authority. You have authority if you have Jesus. If you don't have Jesus, don't you want to receive Jesus, your Lord and Savior today? He gives you authority and power over all the power of the enemy. So vandag het jy autoriteit as jy Jesus ontvang. En as jy vanoggend Jesus wil aanneem, net daar waar jy is, bid hierdie gebed saam met my. Sê net, Here Jesus, ek kom na U toe. En ek erken, ek is 'n sondaar. Ek vra U, vergewe my sondes. Ek glo, Jesus, U is die Seun van God. Ek glo, U is gebore uit die maagd Maria. Ek glo, U het opgestaan uit die dood. En U sit nou aan die regterhand van die Vader, van waar U weer kom. Die woord van God leer my, as ek met my hart glo, dat Jesus die Here is, en dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal ek gered word. Here, ek glo dit met my hart, en ek bely dit met my mond, en daarom dank ek U, dat U my nou red. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe, ek gee my oor. Vader, dankie, dat ek nou U seun kan wees. Van hierdie oomblik af, leer my, lei my, rig my. Heilige Gees, kom vul my. Ek wil wandel saam met U. Ek eer U daarvoor. Amen. Wow, prys die Here. Moenie toelaat dat vrees jou lewe beheer nie. Amen. Glory. Is jy bly jy was hier? Ek is bly jy was hier vanoggend. Want nou het jy gehoor. Moenie vrees plek gee nie. Jaag vrees. Amen. Kry dit uit jou lewe uit. Halleluja. Oom Spies, is dit hierdie Sondag wat jy wil sing? Ek kan nie onthou nie. Vanoggend. Ja, gaan jy nou kans jou, hè? Nee, ek dink ons sing nou vir ons, nee. Is dit reg, oom? Is jy reg? Is jou stem warm? Ja. Kom, oom Spies. Oom Spies wil graag vir ons 'n liedjie sing. Is altyd 'n voorreg en 'n eer om manne te hê, gevorderd in die jare, wat die Here ken. Ja, maar ons kan beter aan 'n klap as dit. Kom aan. Hey. Een verloorspan kry daai eerste hande klap. Die wenspan kry beter ene. Hy's aan. Hou net so dat oom net die knoppie drukkie, hoor. As hy vandag gaan hy afgaan.
Ek sien die land van graan en wyn, waaraan die hemel rykdom skyn. En daardie land is altyd dag, daar wil ek bly in hemelland. O hemelland, skoon hemelland, ek staan hierop en oorrand en ek sien daaroor die glanse seepaleise wat hy my kan gee. Ek sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar anderkant. My heiland kom en hy praat met my in soet gemeenskap aan my sy en neem my trou aan die hand en lei my nou na hemelland. O hemelland, skoon hemelland, ek staan hierop en oorrand en ek sien daaroor die glanse seepaleise wat hy my kan gee. Ek sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar anderkant. Die sagte wind sys in my oor soet melodies van hemelkoor en engele sing samen in kring die lied wat die verloste sing. O hemelland, skoon hemelland, ek staan hierop en oorrand en ek sien daaroor die glanse seepaleise wat hy my kan gee. Ek sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar anderkant. Almal saam. O hemelland, skoon hemelland, ek staan hierop en oorrand en ek sien daaroor die glanse seepaleise wat hy my kan gee. Ek sien ook daar die goue strand, my hemelhuis daar anderkant. My hemelhuis daar anderkant. Wow, yeah. Amen. Nou, my Spies sê, hy wil graag die lied nou opdra aan elkeen wat iemand aan die dood afgestaan het, wat reeds by hulle hemelse huis is, en ons sê net vir hulle dankie, en hulle het goed gedoen, en ons volg, ons gaan mekaar weer sien. Amen, is kosbaar. Dankie oom Spies, ons waardeer dit. Hey, oom Spies jong, lekker om te sien. Loof sy grote naam. Nou ja, kom ons gaan na die afkondigings toe vanmôre. Sien jy? Wil my vrou dit doen? Ja, sy gaan sommer alles doen. Pastoor, ons moet net dink aan oom Henny se voet is gaat in en is nie lekker nie, so kom ons bid vir oom Henny ook dat hy dat hy sy voet sal aanraak en hom volkome genees. Ons weet die Here is ons groot geneesheer, en dan ook vir broer Gerard Kem, hy het geval op daai been wat afgesit is en baie seer gekry, en kom ons vra die Here net ook om hom aan te raak en hy pyn stil te maak. Nee, Vader, ons kom vanmôre so en ons bring vir oom Henny, ons broeder in Christus, en so vir broer Gerard, ons broer in Christus, na u toe, en ons vra dat u vanmôre die hand van genesing op hulle sit. Here, ons spreek daardie kwale aan, ons spreek daardie probleme aan, in die naam van Jesus. En Here, soos
vanmôre gehoor het, ons hoef nie te vrees nie, want die Here is met ons. En nou, in die naam van Jesus, dat genesing nou in sy liggaam vloei, want genesing is nie net 'n feit nie, genesing is 'n belofte wat ons van U reeds ontvang het, en ons ontvang die genesing, ons claim dit nou, in die naam van Jesus. Pyn word nou stil, krankheid klaar nou op, en die oorsaak droog tot by die wortel op, in die naam van Jesus. En ons sê dankie vir genesing, want deur die wonde van Jesus is hulle reeds genees, en ons sê dankie vir 'n volkome herstel, tot eer en verheerliking van U grote naam. Amen, amen, amen. Dankie pastoor Lindy, hier is die seën ook klaar vir jou reg. Ek gaan sit, jy doen die afkondigings. As jy adres verander het of jou telefoonnommer het verander, laat weet asseblief, daar is 'n vormpie in die ingangsportaal voor. Voltooi dit vir ons, gee dit net in, sodat ons die inligting op ons stelsel kan regmaak hoor. Baie dankie daarvoor. Ek het nou spesiaal net opgestap om my verjaarsdag af te kondig. Okay, die 15de Desember is Joyce Venter en Reina Olofse, dis die kind. Die 16de Desember is dit ons herder van hierdie gemeente se verjaarsdag, pastoor Cyril Kruil. En dan ook Lawrence Randall. Maar pastoor, ek wil namens die gemeente vir jou sê, nou al baie geluk met jou verjaarsdag. Jy raak net jonger, nê? Jonger in gees, jonger. Ons raak mos nie meer ouer, ons raak jonger julle. Ons het baie woema. Veral hy het baie woema. Sy bene beweeg ook net so baie, hoor. En mag die Here jou hierdie jaar net meer en meer seën in dit wat jy doen en net meer bless in alles wat jy doen. Want jy doen so baie vir een en elkeen van ons in hierdie gemeente. Party sien dit net nie raak nie, maar weet jy wat? Baie van ons sien dit raak. En ons wil vir jou baie dankie sê. Daar is nie nog verjaarsdae nie? Is dit al? Die 17de Desember is dit Mario Mostert en Odette Nel. Dan die 19de Desember is daar nog iemand, Vera Vosloo. Baie geluk, my sissa, en Rein Miller. En dan die 15de Desember is dit Anna Jacobus van 'n Mest. En, nee, wag, skus, dis die huweliksherdenking. Pastoor, jy moet daar insit, jy weet, ek is nou die insitter vir Halleluja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mag almal van julle baie lekker verjaar hierdie week. Dan die huweliksherdenkings, die 15de Desember is dit Anna en Jacobus van 'n Mest, en dan is dit John en Sasha Olofse, en Eldred en Melissa Jonk, en dan die 18de Desember is dit Leon en Emily Matthys, en ook Dewald en Jolanda Matthys. 20ste Desember is dit Roof en Chris Vermaak. Rudy en Vanessa Nel. Amen. Mag die Here julle ook regtig waar in julle huwelik meer en meer seën, en mag die liefde net meer en meer blom. Amen. Volgende ene. Daar is nie veel af. Okay, onthou die oggenddienste. Okay, ons is verby by die 14de, daar is nie vanaand diens nie, dit is net oggenddiens. Dan volgende Sondagoggend is dit weer net oggenddiens. En die 25ste is dit Kersfeesdiens, die oggenddiens. Onthou, ons het net die oggend. Nee, julle gaan nou te vinnig. Gaan weer terug. En die 28ste is dit ook oggenddiens, maar onthou die 31ste is dit oujaarsdiens. Ons moet altyd oujaarsdiens nie ingaan. So ons gaan 10:30 daai aand gaan ons diens hê.
Amen. Okay, nou kan julle maar aangaan. Ons gaan sê oor die blessbox, ons gaan eers in die nuwe jaar weer met die blessbox aangaan. En dan sê, is dit al die afkondigings, die jeug, wil julle, okay. Dan wil daai 2 mooi mense vir elkeen baie dankie sê dat julle hierso was vandag. Is daar nog iets wat ons moes afkondig? Wat wil jy sê, my boeta? Okay, die ene wat nie graag 'n telefoon wil hê nie en hom aan my wil skenk, sal ek hom vat. Ai, Lenet, wil jy nou, jy was nie die man stolet gewees nie. Lenet wil sommer almal se fone hê. Dis reg. Sy. So onthou vanaand is daar nie diens nie, is dit al nie. Okay, kom ons staan en ons maak ons oë toe. Here, baie dankie vir die geleentheid dat ons so vanoggend by mekaar kon gekom het, Here, om U naam te kon gehoor het, Here. En Here, dat ons net U lof en alle eer kan gee, Here. Here, dankie dat ons kon opstaan vanoggend, Here, om kerk toe te kan kom, Here. Daar is mense wat dit nie kan doen nie, Here. So wil ons vir U baie dankie sê, Here. Here, ek bid ook so spesiaal vir hierdie tyd, in hierdie tyd wat ons gaan, Here, in die kersseisoen, Here. Laat U een en elkeen sal behoed en bewaar, Here. Miskien is daar mense wat ry, Here Jesus, dat U een en elkeen se voertuie sal behoed en bewaar, Here. Ek pleit die bloed van Jesus oor een en elkeen se voertuie, Here. Here, daar waar ons by verskillende families by mekaar sal kom, Here, laat jy hulle sal seën, Here. Miskien het hulle mekaar lanklaas gesien en dat hulle mekaar net meer en meer sal waardeer in hierdie tyd, Here Jesus. Here, ek vra dat U, waar U ons nou na verskillende wonings sal gaan, Here, U ons sal behoed en bewaar. Ek vra dit alles in U naam se wil. Amen. Sê vir die een langs jou. Ek het die een hier langs my nie. Die Here sal jou seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. En jou behoed. Die Here sal sy aangesig. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Oor jou laat skyn. En jou genadig wees. En jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Verhef en aan jou vrede gee. Amen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen. Die Here seën jou, gaan in vrede. God bless you. We love you.